Bal M, wat teen spoed V na regs beweeg, bots met 'n stilstaande bal N op 'n gladde, horisontale oppervlak. Onmiddellik na die botsing kom bal M tot rus en bal N beweeg na regs met spoed V. Watter stelling oor die botsing van die balle is korrek? Die korrekte antwoord is C. Die totale momentum en totale kinetiese energie bly behoue en die massas van die balle is gelyk. Ons het te doen met 'n gladde horisontale oppervlak. Daar is dus geen eksterne horisontale kragte hier ter sprake nie. Die botsing vind dus plaas in 'n geïsoleerde stelsel en die momente bly behoue voor en na die botsing. Dis die eerste stelling wat ons moes kon bewys. Voor die botsing is die som van die momentums, die momentum van M plus die momentum van N. Met ander woorde, dis die massa van M maal met sy snelheid V plus 0, want onthou N is in rus. Met ander woorde, dis die massa van M maal met V. Na die botsing is die som van die momentums 0, want bal M staan nou stil, plus die massa van N maal met V. Met ander woorde, die massa van N maal met V, dit is die totale momentum na die botsing. En omdat ons reeds met stelling 1 bewys het, dis 'n gladde oppervlak, daar's geen eksterne kragte nie, daar is behoud van momentum, weet ons dat die massa van M maal met V gaan gelyk wees aan die massa van N maal met V, so jou V's kanselleer uit, dus weet jy dat die massa van bal M gaan gelyk wees aan die massa van bal N. Kom ons kyk nou na die kinetiese energie. Ons weet, kinetiese energie van bal N voor die tyd is 0, net so vir bal M na die botsing. So ons hoef net te fokus op M voor die botsing en N na die botsing. So, die kinetiese energie voor die tyd gaan gelyk wees aan half, en dan is dit die massa van M, V, wat V is, gekwadreer. En die kinetiese energie na die tyd is half die massa van N V kwadraat. Maar ons het reeds bewys dat die massa van M en die massa van N gelyk is aan mekaar, met ander woorde, die kinetiese energie voor die tyd is gelyk aan die kinetiese energie na die tyd. En dit was die derde stelling wat ons moes bewys het. Eerstens het ons gesê die totale momentum bly behoue, want dit is 'n geïsoleerde stelsel. Toe het ons tweedens bewys die massas van M en N is dieselfde. En laastens het ons bewys dat die totale kinetiese energie voor die botsing is gelyk aan die totale kinetiese energie na die botsing.